Ons broers wat my help met die nagmaal kan vir my na vore kom asseblief. Halleluja. Ja, natuurlijk, my sister. Dis so 'n ding wat 15 jaar terug gebeur het. Ons was die Sondag in die kerk en pastoor het vir ons gebid en vir ons papiertjies gegee wat hy gesalf het met olie. En oor dit gebid en vir ons gesê, sit dit op al jou deure. Ek het dit op al my deure gesit, behalwe een deur wat van die woonstel na my huis toe gaan. En daai maandagoggend is ons werk toe. Dit is eintlik 'n week daarna, daai maandag 'n week daarna is ons werk toe. En die seun wat in die woonstel gebly het in die woonstel se deur ingekom na die huis toe en my dogtertjie vermoor wat in die bed gelê en slaap het. Dit was net voor haar 21ste verjaarsdag. En daai oomblik wat sy vermoor is, het ons by die werk gewees en ons het almal saam gebid. En die Here sê vir my, jy's voor die troon van die Here, bid vir jou kinders. En outomaties bid ek vir my kinders. En dis die tyd wat die duiwel haar vermoor het, maar die Here het haar kom al. En ek wil net vir julle sê, dit is so mooi op die boodskap wat pastoor gesê het van, salf jou deur, of sit ons bloed op jou deur en gaan staan voor die troon van die Here. En jou gebede sal verhoor word. Wat is haar naam gewees? Nicoline. Nicoline is by die Here, né? Nicoline is by die Here. Prys sy wonderbare naam. So ek wil 'n storie deel wat die Here net in my herinnering geroep het vanoggend in die kerk. So toe ek nou 'n jong seentjie was, sê maar so 8 of 9 jaar oud, het ons in 'n straat gebly vir net personeellede van die hospitaal waar my pa gewerk het. En daar was omtrent so 14 huise in die straat. En in die straat was daar hierdie een gesin. Ek dink nog ons hulle van was oom en tannie Fourie. En die tannie was net anders as die res van die mense in die straat. As ek by die huis gaan klop, het was altyd gaaf en vriendelik met my, en as 'n klein seentjie kon ek nie my vinger op 'n drukkie. Maar sy was anders as al die ander mense in die straat, né? En toe vra ek vir my ma eendag, ma, hoekom is hierdie tannie anders as ons en al die ander mense? Daar was huise waar ek te bang was om te gaan klop. Toe sê sy, maar hulle is nie Happy Clappy kerk. En toe ek nou later groter was, het ek nou uitgevind, hulle is in die HGS kerk. Maar nou wag, toe ek ouer is en ek net die huis uit is, het my ouers ook later van die NG Kerk of AGS toe geskuif. So, die voorbeeld wat hulle gestel het, moes op my ouers so indruk gemaak het, dat hulle later besef het, daar's meer as wat hulle in hulle kerk ervaar. En hier is ek dan ook al 'n paar jaar 'n lid van die AGS. So wonderlik. Wonderlik, Johan. Johan, Happy Clappy. Ja. Weet jy, my broer en my suster, is dit nie so belangrik nie, dat mense in ons lewens sal sien dat ons anders is. Nie net te sê ons is in die Happy Clappies nie, ons is in die AGS nie, maar dat hulle sal weet jy, en dit is wat die vroeër jare se AGS mense gedoen het. Hulle lig het so geskyn, dat as hulle mense gevra het, kom bietjie saam met ons kerk toe, dan het hulle dit gedoen, want hulle het nie gesê, jy saam met jou kerk te kom, jy doen dit. Mense se lewens het getuig van wat Christus in hulle lewe gedoen het. En kom dat ons as kerk weer ons lewens getuig van die mooi werk wat Jesus in ons lewens gedoen het. Broers en susters, ek wil vanmôre net vir julle dit sê en albei net dit so beklemtoon. Die bloed van Jesus Christus. En dan wat sê die bloed? Die bloed reinig ons, hy heilig ons, hy maak ons skoon. Ons kan deur hom gaan. Maar daar's 3 wat vir ons gaan getuig in die hemel. Dis die bloed, en die water, en die gees. En as ons nie die gees het nie, dan kan ons nie ingaan nie. Nou almal sê jy het die gees ontvang, maar as jy nie gevul is met die kragdadige Heilige Gees nie, dan kan jy maar los die doop. Want as jy gedoop is, dan weet jy skoon gewas. Maar jy hoor nie so goed nie. En die woord van die Here sê, wanneer jy bid, weet ons nie soms reg wat om te bid nie. Dan bid ons in die gees wat die Here vir jou gee. Dit is hoekom ons die Happy Clappies genoem word. Nie omdat ons in die doop was nie. Nie omdat ons glo nie, maar omdat die Heilige Gees ons gevul het.
en ons waarde gesê het, jy staan in die lig. En toe ek gedoop is, was ek 18 en presies 'n maand daarna in Maart, toe word ek gevul in 'n ander gemeente. In die 24 uur kon ek nie Afrikaans of Engels praat nie. Ek was gevul totdat ek die oggend in die bus moes klim skool toe. En toe ek loop bus toe dink ek, Here, wat gaan die mense dan nou sê as ek nou hier in 'n ander taal 'n matriek kom gesels? En ek in die bus die kaartjie kry. Toe sê die bus, kan ek Afrikaans praat? En toe ek in die biologie klas kom, het ons 3 periodes. En my vriendinne wat in die AGS was, gedoop is, maar nie gevul is nie. Hulle was ook daar. Hulle het saam met my gedans toe ek nie die Here gedien het nie. Hulle het saam met my gefliek toe ek nie die Here gedien het nie. Maar toe ek gevul is, toe het ek die krag om te sê nee. En toe het die Here my gevul. Maar daardie oggend toe daai onderwyseres vir my sê, Minnie, jy shine vanmôre, bid vir ons. Ek weet nie wat het ek gebid nie. Ek weet nie wat het ek gesê nie, maar toe ek my oë oopmaak, toe sien ek my vriendinne wat in die kerk is, hulle is onder die banke. En die ander se oë is vol trane. Maar ek wil julle sê, dit het nie daar geëindig nie. Jare daarna, toe op die kampkonferensie in Maranatha Park, toe het ek 'n onderwyser gehad wat ons het hom Vlam genoem. Hy vertel my, ek sien hom daar, ek loop na hom, ek sê, meneer, jy sal my seker nie onthou nie, want my dogtertjie is al klein. Hy sê, nee, ek sal jou nooit vergeet nie. Hy sê, want dan kan jy onthou toe jy in matriek was. Ek sê, ja. Hy sê, daai juffrou gekom na die stafkamer toe, en ons vertel van die gees wat sy ervaar het. Hy sê, en terwyl sy praat, toe sê die Here, hoe lank moet ek jou nog roep? Toe word hy 'n pastoor. Wat sê die gees van die Here vir my, vir jou vandag? Jy moet 'n honger en 'n dors het na hom. En as hy jou gevul het, laat hy jou weer vul en weer vul. Want my gaan kom op die wolke en ons moet rein wees. Ons moet skoon wees. Ons moet gewas wees. Maar ons moet vergewe en rein. En uit onsself uit kan ons dit nie doen nie. Dis sy gees wat deur ons werk. Ek moes dit vanmôre